Water ioniseer volgens hierdie gebalanseerde vergelyking. Die ewewigskonstante vir die ionisasie van water, Kw, wissel met temperatuur, soos in die tabel hieronder getoon word. Vir 3 punte. Is die ionisasie van water eksotermies of endotermies? Verduidelik die antwoord. Nou, in jou tabel sien jy dat met 'n toename in temperatuur is daar 'n toename in die ewewigskonstante vir die ionisasie van water. Nou, wat beteken 'n toename in die ewewigskonstante? Dit beteken dat die ewewig skuif na die produkkant, met ander woorde na regs. So 'n toevoeging van hitte lei tot die bevoordeling van die voorwaartse reaksie. So dit beteken ons moet hitte as 'n reaktans beskou, want soos die hitte toeneem, skuif die ewewig na regs. En dit stem ooreen met 'n endotermiese reaksie. Vir 2 punte. Bereken die konsentrasie van die hidronium-ione in water by 50°C. Nou, op jou formuleblad weet jy dat Kw is gelyk aan die konsentrasie van die hidronium-ione vermenigvuldig met die konsentrasie van die hidroksied-ione. Maar kyk na jou reaksie. Water ioniseer in die verhouding 1:1. So ons kan sê dat die konsentrasie van die hidronium-ione gaan gelyk wees aan die konsentrasie van die hidroksied-ione. So ons kan ons vergelyking herskryf as die konsentrasie van die hidronium-ione maal met die konsentrasie van die hidronium-ione, want ons het bloot daai in die plek van die hidroksied-ione invervang. Met ander woorde, wat is Kw se waarde? Dit is 5,48 maal met 10 tot die mag minus 14, en dit is gelyk aan die hidroksied-ion konsentrasie gekwadreer. So ons gaan bloot die vierkantswortel beide kante vat, so die hidronium-ion konsentrasie gaan gelyk wees aan 2,34 maal met 10 tot die mag minus 7 mol per kubieke desimeter. Vir 2 punte. Hoe sal die pH van water beïnvloed word wanneer die temperatuur toeneem? Kies hy toeneem, afneem of bly dieselfde? Gee 'n rede vir die antwoord deur te verwys na die formule wat gebruik word om pH te bereken. Nou, hier is jou vergelyking wat gebruik word om pH te bereken, en jy kan duidelik sien 'n toename in die hidronium-ion konsentrasie lei tot 'n afname in die pH. En in die vorige vraag het ons gesien 'n toename in temperatuur lei tot 'n toename in die hidronium-ion konsentrasie. Met ander woorde, soos die temperatuur toeneem, gaan die pH afneem. Nou, baie belangrik. Die pH gaan met ander woorde onder 7 wees. Maar hier's 'n baie belangrike punt. Die water is steeds neutraal. Neutraal beteken nie altyd 'n pH van 7 nie. Wat jy moet doen om te bepaal of iets suur, neutraal of basies is, jy moet die hidronium-ion konsentrasie vergelyk met die hidroksied-ion konsentrasie. Kom ons gaan 'n bietjie dieper daarop in. Ons het reeds gesien dat ons temperatuur is direk eweredig aan die hidronium-ion konsentrasie, 'n hoër temperatuur, 'n hoër konsentrasie van my hidronium-ione en 'n laer pH. So pH is tegnies omgekeerd eweredig aan die hidronium-ion konsentrasie. Dit was ons vorige vraag wat ons moes beantwoord het. Nou, kom ons kyk na 3 gevalle. As die hidronium-ion konsentrasie hoër is as die hidroksied-ion konsentrasie, dan is my oplossing suur. As die hidronium-ion konsentrasie gelyk is aan die hidroksied-ion konsentrasie, dan is my oplossing neutraal.
En laastens, as my hidroksied-ioon konsentrasie hoër is as my hidronium-ioon konsentrasie, dan is my oplossing basies. Nou hier's 'n punt wat selfs wetenskaplikes verkeerd kry. Kyk mooi. As die temperatuur styg, dan gaan my hidronium-ioon konsentrasie styg en my pH gaan daal. As ek suiwer water het, beteken dit dat by 'n hoër temperatuur gaan my pH onder 7 wees. Maar omdat my hidronium-ioon konsentrasie en my hidroksied-ioon konsentrasie steeds gelyk is aan mekaar, gaan dit steeds 'n neutrale oplossing wees. En dis die punt wat ek wil maak. Moenie altyd dink dat 'n neutrale oplossing se pH gelyk is aan 7 nie. Water is neutraal. As ek dit warmer maak, gaan daar 'n toename wees in die hidronium-ioon konsentrasie, my pH gaan onder 7 wees. Maar die oplossing het nie ewe skielik suur geword nie, die oplossing bly neutraal. Water is 'n amfoliet. Vir 2 punte, skryf die gebalanseerde vergelyking neer vir die reaksie van water met die waterstofkarbonaat-ioon, waar water as 'n suur optree. So ons begin met ons waterstofkarbonaat-ioon in oplossing. Ons voeg hierby water wat as 'n suur gaan optree, met ander woorde 'n proton skenker. En hierdie kant het ons dan die waterstofkarbonaat-ioon het 'n proton ontvang, so dit word koolsuur, H2CO3, steeds in oplossing, plus die water was 'n suur, 'n proton is geskenk, wat bly oor, die hidroksied-ioon in oplossing. Vir 2 punte is dit jou antwoord. Ook vir 2 punte, skryf die gebalanseerde vergelyking neer vir die reaksie van water met die waterstofkarbonaat-ioon, waar water as 'n basis optree. So ons begin weer eens met ons waterstofkarbonaat-ioon in oplossing. Ons voeg water by wat nou as 'n basis gaan optree. En dan gaan die waterstofkarbonaat-ioon as 'n suur optree, 'n proton skenker, met ander woorde, die karbonaat-ioon bly oor in oplossing, plus die hidronium-ioon, want die water is 'n basis, dit ontvang 'n proton en word die hidronium-ioon. Die tabel hieronder toon die ionisasiekonstantes Ka van 4 sure, elk met 'n konsentrasie van 0,1 mol per kubieke desimeter by 25 grade Celsius. Die sure word as elektrolyte gebruik. So as ons kyk na ons tabel, dan sien ons het koolsuur, ons het die karboksielsuur etanoosuur. Een wat jy dalk nie ken nie, is nitrosuur of salpeterrigsuur, en laastens oksaalsuur. Oksaalsuur word dikwels geskryf as COOH met 'n 2 daarso. Definieer die term elektrolyt. Nou, 'n elektrolyt is 'n stof waarvan die oplossing in water ione bevat, of 'n stof wat in water oplos om 'n oplossing te vorm wat elektrisiteit gelei. Vir 2 punte. Watter een van die sure hieronder is die mees effektiewe elektrolyt? Gee 'n rede vir die antwoord. Nou, dit sal natuurlik oksaalsuur wees. Die rede daarvoor, oksaalsuur het die hoogste Ka-waarde. Nou, wat beteken hierdie Ka-waarde? 'n Groter Ka-waarde beteken dat die suur die meeste ioniseer van die 4 sure. Wat beteken, daar is 'n hoër konsentrasie hidronium-ione, en meer ione in oplossing beteken beter geleiding van elektrisiteit, met ander woorde, 'n meer effektiewe elektrolyt.
'n teensuurtablet bevat 'n mengsel van slegs aluminiumhidroksied en magnesiumhidroksied. Hierdie tablet reageer met 50 kubieke sentimeter van 'n 0,5 mol per kubieke desimeter soutsuuroplossing. Die gebalanseerde vergelykings vir die twee reaksies wat plaasvind, word hier getoon. Die finale oplossing word heeltemal geneutraliseer deur 26,5 kubieke sentimeter van 'n 0,378 mol per kubieke desimeter natriumhidroksied oplossing. Vir 5 punte. Bereken die hoeveelheid mol hidroksied-ione teenwoordig in die tablet. So ons het 'n sekere hoeveelheid soutsuur wat bygevoeg is by hierdie tablet. Kom ons bereken dit eers. So ons het die volume en onthou ons gaan dit omskakel na kubieke desimeter, so ons deel deur 1000, 0,05 kubieke desimeter en daar is ons konsentrasie. So ons het die volume, ons het die konsentrasie. Jy weet konsentrasie is aantal mol gedeel deur volume. So die aantal mol wat ons wil bereken, gaan die konsentrasie wees maal met die volume. Die konsentrasie is 0,5 maal met 0,05 en dit gee vir ons 0,025 mol soutsuur. So wat jy nodig het om te verstaan is, die tablet is 'n basis en die suur is daarbey gevoeg, dis geneutraliseer en nou sit jy met 'n oormaat soutsuur. Gevolglik moet ons hierdie oormaat soutsuur nou neutraliseer met natriumhidroksied wat 'n basis is. So kom ons bereken hoeveel mol natriumhidroksied gebruik is om die oormaat soutsuur te neutraliseer. Ons het ons volume wat ons weer eens gaan omskakel na kubieke desimeter toe, so ons deel hom deur 1000, 0,0265 kubieke desimeter en daar is ons konsentrasie, presies dieselfde as van tevore. Konsentrasie is aantal mol gedeel deur volume, so die aantal mol is konsentrasie maal met volume. Konsentrasie is 0,378 en ons maal dit met ons volume in kubieke desimeter 0,0265 kubieke desimeter en dit gee vir ons 0,01 mol natriumhidroksied. En aangesien natriumhidroksied reageer met soutsuur in die verhouding 1:1, beteken dit dat 0,01 mol natriumhidroksied sou reageer het met 0,01 mol soutsuur. So ons weet dat daar sekere hoeveelheid soutsuur bygevoeg is, dit was in oormaat en daardie oormaat was op die einde van die dag 0,01 mol soutsuur. So ons het 0,025 mol soutsuur bygevoeg, dit het volledig die tablet geneutraliseer en toe bly daar 0,01 mol soutsuur oor. So die hoeveelheid soutsuur wat reageer het, ons gaan bloot hierdie twee waardes van mekaar aftrek en dan kry ons 0,015 mol soutsuur wat verbruik is. Hier is ons twee reaksies wat plaasgevind het. Kom ons kyk na die eerste reaksie. Die aluminiumhidroksied het 3 hidroksiede wat reageer met 3 soutsuure. Met ander woorde, die verhouding van hidroksied tot soutsuur is 3:3, met ander woorde 1:1. Ons sien in die geval van magnesiumhidroksied 2 hidroksiede en 2 soutsuure, met ander woorde 2:2, oftewel 1:1. So wat sien jy? Ongeag in watter verhouding die twee reaksies plaasgevind het, die verhouding van hidroksiede tot soutsuur sal 1:1 wees. En dit beteken dat die aantal mol
van die soutsuur wat verbruik is, sal gelyk wees aan die aantal mol hidroksiede wat daar is in die oorspronklike tablet, en dit is 0,015 mol soos ons sopas bereken het. Vir 5 punte. Indien die tablet gelyke hoeveelhede mol aluminiumhidroksied en magnesiumhidroksied bevat, bereken die massa aluminiumhidroksied in die tablet. Nou kom ons sê die hoeveelheid mol aluminiumhidroksied is x mol. En dan sal ons ook hier 'n x moet skryf, want daardie mol hoeveelhede is dieselfde. Nou as daar x mol aluminiumhidroksied is, met hoeveel mol soutsuur gaan dit reageer? Met 3x, want ons maal daai met 'n 3. Die verhouding is tog 1:3. En hoeveel mol soutsuur gaan daar wees? Wel, 2x, want ons maal die magnesiumhidroksied met 2. So 2 maal x is 2x. Maar 3x plus 2x gaan gelyk wees aan die 0,015 mol soutsuur wat ons bereken het. Met ander woorde, 5x is gelyk aan 0,015 mol, en as ons dit deel met 5 aan beide kante, dan kry ons x is gelyk aan 0,003 mol. Daar's met ander woorde 0,03 mol aluminiumhidroksied en 0,03 mol magnesiumhidroksied. Maar die vraag vra, ons moet die massa van die aluminiumhidroksied bereken. So die aantal mol is gelyk aan die massa gedeel deur die formule eenheid massa van aluminiumhidroksied. Met ander woorde, massa is gelyk aan aantal mol maal met die formule eenheid massa van aluminiumhidroksied. Die aantal mol is 0,003 maal met. As ons vinnig kyk na die aluminiumhidroksied, aluminium se relatiewe atoommassa is 27. Die suurstof, ons het 3 van hulle, 3 maal 16 is 48, en waterstof, ons het ook 3 waterstowwe, maal 1 is 3, so 27 plus 48 plus 3 gee vir ons 78 gram per mol, so ons maal hierdie 0,003 met 78, en dit gee vir ons 0,234, so dis 0,23 gram aluminiumhidroksied.